Jy was sekerlik al baie moedeloos in jou lewe. Gevoel jy wil moed opgee. Dinge wat jou bedreig, hindernisse op jou pad in die beroepswêreld, of miskien het jy afgetree en daar's hindernisse en teenkantings en dit voel net vir jou, jy kan nie verder gaan nie, jy wil nie verder gaan nie, daar is nie 'n uitkoms nie. Of jy ken iemand en jy wil graag help. Jy ken iemand wat down is en depressief en moedeloos. En jy wil graag help. Kom ons gaan leer 'n bietjie by Nehemia. Esra en Nehemia moet saam gelees word. Goed, wat gebeur in die boek Nehemia? Israel is weggevoer in ballingskap. Ja, dit kom neer op slawe wees. Hulle land is verwoes. Jerusalem is platgeslaan. Meeste van hulle se huise is platgeslaan. Hulle het alles verloor. Die tempel is vernietig. Hulle pragtige tempel. En nou moet die tempel herbou word, maar voor dit herbou word, moet hulle terugkeer. Maar hulle het hierdie lewe in Babylon blootgestel aan 'n wrede volk, die Babyloniërs, blootgestel aan afgode. Wel, ons weet daar's nie werklik ander gode nie, maar dit word in 'n kele afgedruk. Dat hulle soort van gedwing word om die vreemde gode te aanbid, en baie het dit seker gedoen. Maar God was genadig. Onthou, hulle het dit oor hulle self gebring. God het gewaarsku. Hulle het verkeerde bande gesmee met volkere. Hulle het aanhou sonde doen. Hulle het nie gedoen wat God wil hê hulle moet doen nie. Hulle het begin afgode dien in hulle eie land. En nou ja, hulle bring toe die straf en die gevolge oor hulle self en word toe weggevoer. Toe kom koning Kores, 'n heidense koning van die Perse. En hy kom bevry hulle. Hy oorwin die Babyloniërs. En hy vaardig 'n edik uit. Hy gee daar 'n bevel dat hulle mag teruggaan na hulle land toe. 'n Klomp het natuurlik by die Perse gebly en nie teruggegaan nie, soos Nehemia. Nou Nehemia kry hierdie opdrag van God. Kom ons lees daaroor. Die verhaal van Nehemia, seun van Gakalja. Hy sê, ek was in die vestingstad Susan, Hanani, een van my mede-amptenare, het daar aangekom uit Juda, hy en 'n paar manne. Ek het navraag gedoen oor die Judeërs wat uit die ballingskap vrygelaat is. Jy sien, daar is dit. Hulle het teruggegaan na hulle land toe, na Jerusalem. Teruggegaan het, oor Jerusalem uitgevra, die stad van God, die heilige stad. Hulle het gesê, die ballinge wat teruggegaan het, beleef daar in die provinsie Juda groot ellende en smaad. Swaar kry en smaad. So daar is ergens vyande, daar's mense wat hulle geweldig sleg behandel. Die muur van Jerusalem lê om en die stadspoorte is verbrand. Nou, die tempel word herbou, maar daar's nie 'n muur nie om Jerusalem nie. Stad moet 'n muur hê. Dit is hulle verantwoordelikheid wat hulle moet nakom. Ja, jy kan nou sê, ja, maar glo hulle dan nie, vertrou hulle dan nie dat God hulle sal beskerm nie. Bid en werk, dis die Bybelse boodskap. Jy moet jou verantwoordelikheid nakom, al bid jy. Versterk die mure, bou die mure as dit omgeval het, as dit omgeslaan het. Jy het seker al eers gesien of gehoor of het self beleef dat daar bouers is by jou huis of iemand anders se huis en dan is hy muur skeef.
En dan, ek het al gehoor van ouens wat sommer net die muur gaan omskop. Ek het in Bloemfontein gehoor van 'n vrou. Sy was 'n bouer. Sy was in bevel van 'n klomp bouers, maar sy self was 'n bouer. En toe gaan skop sy eendag net by mense, hulle het 'n kontrak met die mense gehad, toe gaan skop sy die muur om. Sy het my gewys hoe blou is haar enkel en opgeswel was haar enkel, maar sy het haar pose gehou. Die mure was plat. Miskien is daar mure in jou lewe wat omgeval het, omgeslaan is, vernietig is. Deur die vyand, die duiwel, die Satan in jou huis, jou kinders, jou huwelik, jou geestelike lewe, jou gebedslewe, jou verhouding met Jesus, met God. En daarom hierdie mure is ook, gaan bou die mure, gaan herstel, rig dit weer op, is ook simbolies, gaan versterk die stad van God, gaan versterk jou geestelike lewe, gaan staan weer vas, gaan klein, gaan eien dit weer, wat jy verloor het en gaan beskerm dit. By die aanhoor van die woorde sê Nehemia, het ek gaan sit, ek het gehuil, daarlang getreur, ek het gevas, tot die God van die hemel gebid, ag Here God van die hemel, groot en ontzagwekkende God, wat u verbond en u troue liefde handhaaf teenoor die wat vir u liefhet en die gebooie gehoorsaam, luister tog, gee tog ag op u gebed wat ek u dienaar, sonder ophou, tot u bid. Ek bid vir u dienaars, die Israeliete. Ek doen belydenis van die sondes wat ons teen u begaan het, ook ek en my familie. Hy sê vergewe ons asseblief, herstel ons verhouding met u. Ons het u nie geëer nie. Ons was ongehoorsaam aan die gebooie, die voorskrifte. Dink tog aan die belofte wat u aan die dienaar Moses gemaak het. En dan dat as julle ontrou is daar gesê uit die verre verlede, julle sal onder die volke verstrooi, dis nou wat gebeur het, nie? Nou sit hulle met die nagevolge, hulle gaan terug na hulle stad en hulle land toe, maar die wrange vrugte is nog daar, die gevolge van die vyand wat daar toegeslaan het. Hulle is u dienaars, u volk vir wie u met u groot mag en krag gered het. Laat my tog voorspoedig wees wat ek vandag wil doen, laat hierdie man my simpatiek gesind wees, ek was die koning se skinker, hierdie man is die koning van die Perse, en hy moet vir hom gaan vra, laat my gaan na my land, ek moet daai dorp, stad, mure gaan herstel, ek moet daai mense gaan bemoedig. Hy was nie 'n groot profeet nie, hy was nie 'n groot priester nie, hy was nie 'n militêre leier belangrik nie, hy was die skinker. Nou right, die skinker het natuurlik 'n groot job gehad, die koning se wyn geskink en bier en so, maar nie regtig iemand vir hierdie job nie iemand vir hierdie werk nie regtig die opleiding, maar hy het 'n paar skills opgetel en hy het sy common sense gebruik. Maar kom ons kyk net eers na sy gebed. Dis 'n boek wat wil sê Nehemia sy gebedslewe wil vir ons ontsaglik baie leer. En nie net gebede dan, langer gebede nie, maar skietgebede. Dis die boek van skietgebede. Jesus het dit gedoen in sy lewe om so tussen net 'n skietgebed of 2 of 3 op te stuur na sy Vader toe. En hier doen hy dit. Hy gekom by die koning, ek het 'n skietgebed opgestuur na die God van die hemel. Dis hoofstuk 2, gaan kyk bietjie. Vir die koning gesê, as die koning het goed vind, as u dienaar op die goedgesindheid mag reken, hy smoes die koning lekker mooi hoor, maar dis reg. Stuur my na Juda toe, na die stad waar my voorvaders begrawe is, dat ek die stad kan herbou. En toe vra die koning, hoe lank sal jou reis duur? Wanneer sal jy terug wees? Hy was die saak, dis goed gesind. God het na hierdie skietgebed en na sy gebed, sy langer gebed, geluister. Hy het my die opdrag gegee, die krag van gebed. Dis vir my van die belangrikste dinge in die Bybel. God se profete, God se mense, die krag van gebed. Weet julle, Jakobus, die brief Jakobus wat sê die gebed van 'n gelowige, 'n regverdige, sê die ou vertaling, die Grieks, het groot
groot krag. Glo jy nog aan die krag van gebed? Want dit is die band met God. Dit is wat die Heilige Gees gebruik, sodat jy met God praat, om te verstaan wat hy vir jou sê, daardie oop kanaal. Hy weet wat ons nodig het, maar hy wil hê ons moet vra, ons moet bid. En van die belangrikste elemente in Nehemia se gebed, wat ons kan leer, is, hy begin deur God groot te maak. Hy sê vir God wie hy is, God van die hemel, God, groot, ontzagwekkend, u troue liefde, dit en dit het u gedoen. Hy soek eers die koning, hy besing eers die lof en die grootheid van die koning van die konings, God. En dan vra hy. En dan kry jy die elemente in sy gebed hier van skuldbelydenis. Verskriklik belangrik. Baie keer is dit 'n groot hindernis. Dit was in Israel se lewe, dat daar moet vergifnis kom, herstel met God. En dan, ek bid ook vir my familie. Ek bid ook vir my familie. Nou julle, hier moet ons nou vir 'n oombliekie pause. Dina se sel is nie afgeskakel nie, en dit lui nou hier aan die binnekant, so sy gaan gou afskakel, en dan is sy terug om verder te gaan, maar ek is hier aanlyn. Ek hoop ek is nou nog gefokus hier in fokus, en reg in die beeld. Lief is nie 'n krisis nie. Nee wat, sy sê, nee wat, dis alright. Dis dit so, dis reg. Sorry vir dit, julle, nee wat, dit is maar die lewe. Kom ons noem die elemente van gebed, die sien ons dit by Nehemia. So onthou in jou lewe, al gaan dit hoe sleg, al is daar hindernisse, probleme. Sê vir God, bely hom wie hy is. Noem dit vir mense. Dat dit kan duidelik wees, God, Jesus is groter as ons probleme en krisisse en hindernisse. En dan kan jy die hindernisse in 'n ander lig sien. Waar het hulle gegaan? Hulle is gespot. Ons lees hier hoe daar vyande was. Daar het mense wat agtergebly het, wat jaloers was. Daar was ander volkere wat gekom het. Hier is Sanballat, hoofstuk 4, ons bou die muur, toe hy dit hoor, hulle bou die muur, was hy woedend, hy het met ergernis smalend teenoor die Judeërs uitgevaar. Waarmee is die arme Judeërs besig? Spot, hy verneder hulle. Ons hoor dit baie keer as Christene, oor die wêreld, in ons land, in koerante, die kommentaar wat gelewer word, as jy bietjie koerant lees, en daar met die kommentaar, dan hoor jy hierdie snedigheid, hierdie verwerping van ons as kinders van die Here, as Christene, deur hulle wat nie wil glo nie. Wil hulle die klippe laat herleef uit daardie hope as, stof en as, en Tobia die Ammoniet, laat hulle bou, sê hy, laat hulle bou, daardie klipmuur van hulle sal omval as hy jakkals daarteen spring. Weer 'n skietgebed van Nehemia, hoor dit, ons God, ons word bespotlik gemaak. Die hele tyd die kontak met God. Is jy en ek die hele tyd in kontak en aanraking met God? Dat wanneer daar 'n krisis kom, of 'n sonde deur die dag, of wat ook al jou erval, as daar 'n oomblik kom waar die dokter gebel moet word as 'n noodgeval, doen jy dit so biddend, werkend, met 'n skietgebed. Here, help asseblief, en dan terwyl jy die dokter bel. Jy kan later weer 'n langer gebed hê. En hy soek eers die koninkryk van God. Jesus het ons mos geleer, hy het ons geleer in ons Vader, laat u koninkryk kom. U naam geheilig word, u koninkryk kom, u wil geskied. Jesus sê, soek allereers die koninkryk van God. Hierdie muur, die herbou van God se stad. En soek die koninkryk, gaan ook oor dat hy kom en hy sê, terug na die wet van God, terug na die woord van God, terug na gehoorsaamheid. Want dis van die grootste hindernisse in mense se lewe. Dis van die grootste hindernisse in my en jou lewe, wanneer ons nie gehoorsaam is nie.
In Jesaja is 'n versie, dan sê die profeet Jesaja, God se arm is nie te kort om te luister nie, en sy oor is nie doof nie, of sy arm is nie te kort om te help nie, sy arm is nie te kort om te help nie, en sy oor is nie te kort om te hoor nie, maar is julle oortredings wat 'n skeidsmuur geword het. En God wag. Hy wag vir die bekering, hy wag vir die regmaak met hom, vir die sonde laat staan. Daar was sabotasie by hulle. Ja, dit klink vandag nog so, hierdie maffia wat so by boupersele opdaag, nee, julle het al sekerlik daarvan gelees. Liegstories wat oor hulle vertel word. Ons lees ook op 'n plek, Sanballat, Tobia, die Arabier Gesem, die res van ons vyande het berig gekry dat ek die muur klaar gebou het. Hulle het toe die muur klaar gebou. Dat dit nêrens meer vervalle was nie. Waaroor gaan dit? Hulle gun nie God se kinders iets nie. Dit is wat mense doen wat nie waarlik in God glo nie. In die stadium was die poortdeure nog nie gehang nie. So, maak klaar die werk. Moenie afpad nie in jou lewe nie. Maak klaar. God sê, ek sal in jou klaar maak wat ek begin het, maar jy moet saamwerk om dit te voltooi. Natuurlik in die hemel, wanneer ons hemel toe gaan sterf, of wanneer ook al Jesus ons weer kom haal met die wederkoms, natuurlik sal ons dan volmaak klaar gemaak wees en hemel toe volmaak. Toe sê hulle nou, ons wil vir Nehemia, ons wil julle ontmoet. Hulle plan was om my by te kom, sê Nehemia. Kyk, die ouetjie het wysheid, hoor. Hy het kennis, hy het insig. Ek's besig met 'n groot werk. As jy vir God werk, is dit 'n groot werk. Dis maar sommer net so. En jy gaan nie dat iemand dit sommer net afbreek nie. Weet jy, ek dink hier sommer aan iets nou, om jou kinders groot te maak vir die Here, is 'n groot werk. Jou werk vir die Here te doen. Wat julle ook al doen, Kolossense 3, doen dit van harte vir die Here. Dit is in God se diens, Jesus se diens wat ons is. Ek kan nie kom, ek is besig met 'n groot werk. Jammer. Hy gaan nie daar en praat en strei. Nee, hy sê, hoekom sal ek stil staan en dit laat lê om na julle toe te kom? Hulle het dieselfde boodskap 4 keer gestuur. Elke keer het ek dieselfde antwoord teruggestuur. Hy vee hom af van hulle om dit so te stel. En Sanballat het weer 'n amptenaar gestuur en 'n brief. En nou sê hierdie vyhandige Sanballat, daar's 'n gerug oor jou wat versprei word onder die nasies. Daarom bou jy die muur. Volgens die gerug wil jy koning word, ensovoorts, ensovoorts. Hy laster hom, hy het liegstories. En nee, niks van wat jy sê Nehemia is waar, jy suig dit uit jou duim. Lekker gee vir ons 'n idioom vir die Afrikaanse boeke. Afrikaanse idiome skat. Standpunt inneem. Weier om toe te gee. Hulle het probeer om my ons die skrik op die lyf te jaag met die gedagte, hulle sal die werk laat staan, hulle sal nie klaar kry nie. Weer 'n skietgebed, sterk tog my hande, o God. En daar gaan hulle. Hindernisse, waarvan die grootste dan sonde, twyfel, ongeloof. Daar kan beledigings kom na jou en my toe, dreigemente, maar ten spyte van, maak die woorde vas in jou lewe, ten spyte van, sê dit daar waar jy sit, ten spyte van, skryf julle probleme, hindernisse, seer, moeilike dinge neer, skryf oor dit met 'n groot rooi pen, koutjiepen, ten spyte van. Nehemia hou aan, hy volhard in die gebed, 'n gebedslewe wat lewendig is, gekoppel aan die lewende God, en hy bemoedig, hy motiveer sy eie mense. Dis wat leiers moet doen. Jy is 'n geestelike leier. Jy kan 'n kind wees, maar jy is 'n geestelike leiertjie vir die Here. Spanwerk, om saam te werk, maar ook prakties te wees. Nehemia gaan in die nag, wanneer daar nou nie mense is wat hom sommer sien nie, en dan gaan assesseer hy om die groot woord te gebruik. Hy gaan stel vas
Wat is verkeerd? Hoe moet die muur gebou word? Wat gaan aan? Beplanning, organisasie, probleme oplos, bid, werk. Beplanning, organisasie, probleme oplos. Dikwels is dit wat gemeentes, kerke lam lê, word net gebid en nie gewerk, beplan nie. En dan lees ons ook, hulle was waaksaam, hulle het lokvalle vermy. Waaksaam en hulle het lokvalle vermy. Prioriteite, soos ek gesê het, soek eers die koninkryk. God se wet, sy woord. Die tempeldiens hier word herstel, waar jy nou ook al kerk toe gaan, as jy besluit jou huis is jou tempel, jou kerk, of 'n paar gesinne wat saamkom, dit is so vir jou, dit is reg, as jy ergens wil inskakel, doen jou deel waar jy inskakel, maar werk vir God, soek sy koninkryk. Ek wil afsluit net weer vra, hoe gaan dit met jou gebedslewe, want God wil jou gebede gebruik. Gee aan God die eer, besing sy grootheid, erken wie en wat hy is, bid vir ander. Ook jou vyande het Jesus ons geleer. Bely jou sondes, maar vra ook vir jouself, ons mag, versoeke, petisies, Filippense 4, maak in alles, met gebed en smeking en danksegging, al julle begeertes, behoeftes aan God bekend. Mag ons iets van 'n Nehemia in ons hê. 'n Voorloper van Jesus, wat alles volmaak in hom gehad het, volhard het. Hoeveel hindernisse het hy gehad? Hoe is hy nie gedreig en gelaster en is daar gelieg oor hom? En hy het die koninkryk van God gesoek en volhard in die gebed, opgestaan en oorwin, en met daardie opstandingsoorwinning kan ek en jy ook in 'n Nehemia lewe hê. Amen.